Ons maak die Bybels oop by Josua en daarby hoofstuk 5. Ons lees die laaste 3 verse van Josua 5 en dan Josua 6. Ons gaan saam lees vanaf Josua 5 vers 13. Die gedeelte het beslaan heel wat verse en terwyl ons daarna luister, wil ek u aandag daarop vestig dat u luister hoe die gebeure verloop en let op waar pas die mens in. Vers 13, hoofstuk 5. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het so gedoen. Maar Jerigo het die poort gesluit en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Toe die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jerigo met sy koning en dapper helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne, trek die stad eenmaal om. So moet jy doen 6 dae lank. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. Maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek. En die priesters moet op die horings blaas. En as hulle lang geluide op die ramshorings blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef. Dan sal die stadsmuur op sy plek inval. En die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit. Toe het Josua die seun van Nun die priesters geroep en aan hulle gesê, neem die verbondsark op en laat 7 priesters 7 ramshorings voor die ark van die Here dra. En aan die volk het hy gesê, trek op en gaan om die stad, maar die gewapendes moet voor die ark van die Here optrek. En net toe Josua dit aan die volk gesê het die 7 priesters, die draers van die 7 ramshorings, opgetrek voor die aangesig van die Here en geblaas op die horings, terwyl die verbondsark van die Here agter hulle aangaan. Die gewapendes het ook voor die priesters getrek, wat op die horings geblaas het, terwyl die agterhoede agter die ark aangaan en daar gedurig op die horings geblaas word. En Josua het aan die volk bevel gegee en gesê, julle mag nie skreeu of julle stem laat hoor nie, en geen woord mag uit julle mond uitgaan nie, tot op die dag dat ek vir julle sê, skreeu, dan moet julle skreeu. Toe het die ark van die Here om die stad getrek, 1 keer rondom. Daarna het hulle in die laar gekom en in die laar die nag oorgebly. En Josua het die môre vroeg klaar gemaak en die priesters het die ark van die Here gedra. En die 7 priesters van die 7 ramshorings, wat die 7 ramshorings gedra het voor die ark van die Here gedurig geloop en blaas op die horings, terwyl die gewapendes voor hulle loop. En die agterhoede het agter die ark van die Here aangegaan, terwyl gedurig op die horings geblaas word. So het hulle dan op die 2de dag die stad 1 keer omgetrek, daarna het hulle in die laar teruggekom, so het hulle 6 dae lank gedoen. Maar op die 7de dag het hulle vroeg klaar gemaak,
toe die rooi dag uitkom en die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek. Net maar die dag het hulle die stad 7 maal omgetrek. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk: skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. Maar die stad met al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Ragab die hoer mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloek tref, tog van die ban goed neem, en die laar van Israel onder die ban bring, en dit in die ongeluk stort nie. Maar al die silwer en goud, en die koper, en ystervoorwerpe is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad ingeklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle die stad ingeneem, en alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref, man sowel as vrou, jonk sowel as oud, tot bees, skaap en esel toe. En aan die 2 manne wat die land verken het Josua gesê: gaan aan die huis van die hoer en bring die vrou en almal wat aan haar behoort daaruit, soos julle vir haar gesweer het. Die jong manne, die spioene, het toe ingegaan en Ragab met haar vader en haar moeder en haar broers en almal wat aan haar behoort het uitgebring. Al haar familiebetrekkinge het hulle uitgebring en hulle buitekant die laar van Israel laat bly. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand. Net die silwer en die goud en die koper en die ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van die Here gevoeg. Maar Josua het Ragab die hoer laat lewe en haar familie en almal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe, omdat sy die boodskappers weggesteek het wat Josua gestuur het om Jerigo te verken. In die tyd het Josua hulle laat sweer met die woorde: vervloek is die man voor die aangesig van die Here wat sal opstaan om hierdie stad Jerigo op te bou. Ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê. Ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit. En die Here was met Josua en die gerug van hom het deur die hele land gegaan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hele gedeelte sal oorhoofs in behandeling geneem word. Geliefdes in ons Here Jesus, wanneer ons dink aan oorwinnings, wanneer ons dink aan wonderlike dinge wat bereik is, wanneer ons so deur die geskiedenis blaai en die verhale van mense lees, veral belangrike mense, staatshoofde, volkshoofde, mense wat 'n naam gehad het en hulle name was vir ons oorvertel weens hulle sake wat hulle ingelei het en vir ons iets besonders geword het. So lees ons deur die geskiedenis en ons raak diep bewus van die rol van mense in ons lewens. Party vertel net die staaltjies van hulle eie voorouers, want dit was besonders. Party sal praat van my pa en wat hy bereik het. En so het almal iets van 'n geskiedenis en hoe ons gekom het waar ons gekom het.
Vir die leiers van Israel was dit maklik om opgeteken te word. In die geskiedenisboeke van Israel en 'n ereplek op 'n rak te kry met 'n autobiografie. En dis 'n boek wat geskryf word oor een mens en wat met hom of haar gebeur het. Lees ons deur die geskiedenis soos die Here dit vir ons vertel en laat opteken het, dan sien ons die Here maak 'n naam van 'n mens. Maar wie het Jerigo verslaan? Wie het Jerigo verslaan? Wie het Jerigo verower? Josua in hierdie gedeelte begin by vers 13 met 'n gesprek met 'n man met 'n ontblote swaard. En hy stap nader en vra, is hy vir ons of teen ons? Is hy ons vyand of is hy ons vriend? Is hy saam met ons of is hy in ons pad? Ek weet nie hoe so 'n gesprek verloop met die leier van Israel nie. Maar hy kom vinnig tot die besef dat die een met wie hy praat is nie net iemand nie. Ons hoor nie die naam van die persoon nie. Al wat ons hoor, soos Josua 5 lees, hierdie is 'n owerste van die Here. Ek, staan hier geskryf, is die leerowerste van die Here. Ek is 'n aanvoerder. Ek is die een wat moet veg. Ek het gekom, ek moet nou kom. Ek is hier. Dis die eerste saakie wat ons moet raak sien. Josua die leier het nog nie die plan nie, hy kyk nog net na die muur. Hy kyk na die stad van buite af. Die mense binne in die stad is bang, ons weet dit. Hoekom? Josua 6 vers 1 sê, Jerigo het die poort gesluit en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel. Niemand het uit of in gegaan nie. Almal is bang binne, die stad is bang, die koning is bang, almal is bang, die stad is toe. Niemand kom in nie, niemand gaan uit nie. Josua staan buite. Hoe kom ek die stad binne? Waarskynlik die gedagte van, wat sê ek vir die mense, hoe gaan ons die stad binne gaan? In die verspieding wat ons in hoofstuk 2 raak gelees het, het ons die vrou Rahab ontmoet. Ons het gehoor sy woon in die muur. Hoe breed moet die muur dan wees, dat daar 'n woning binne die muur kan wees? Moet 'n plek wees waar daar heel wat in kon bly. As ons bietjie na hierdie geskiedenis kyk van hoofstuk 6, hoe dik is die muur? Hoe sterk is die vesting beskerm? Want dit was die doel van die muur. Dan word dan vir ons gesê hoeveel tyd gaan verby tussen die gesprek van die einde van hoofstuk 5 en die begin van hoofstuk 6 en hoe die Here nou hierdie boodskap aan Josua deel nie. Nietemin die Here deel die boodskap. So gaan ons maak. Kinders, luister na die strategie van die strateeg van strateeg denke. Luister na die manier van hoe die Here werk en hoe hy dit vir hulle gee. In gewone taal sê hy, julle gaan stap, dan gaan julle nog stap, en op een dag gaan julle baie stap, julle gaan skree en dan gaan julle in. Ek herhaal. Die Here sê ons gaan stap, dan gaan ons nog stap, dan gaan ons op een dag baie stap, en dan gaan ons in. Ons kyk na die muur, ons luister na die opdrag van die Here, ons krap ons kop, want niemand gaan so 'n stad in die antieke wêreld inneem. Jy het iets nodig om die muur te breek, jy het iets nodig om die hek oop te breek, jy het partykeer
lere nodig om oor die muur te probeer klim, jy het 'n manier nodig om hierdie versterkte stad binne te val. Maar die Here sê ons gaan, hoor die rympie, ons gaan stap, dan gaan ons nog stap, en op een dag gaan ons baie stap, en dan gaan ons in. Josua gaan na die volk toe en hy sê ons gaan stap, dan gaan ons 'n bietjie stap, en dan gaan ons baie stap, en dan gaan ons in. Ons hoor nie teespraak nie, ons hoor geen ander seggenskap oor die saak nie, en ons hoor die dag breek aan. Dag 1 gebeur, en hoe word dit opgestel? Die stapproses lyk so. In die groep wat saam stap, is die Here sentraal. Hierdie keer kan ons dit weer sien. Onthou jy toe die Here sentraal moes wees, maar veral vooruit moes loop, eerste deur die Jordaan gaan, almal kom verby en die Here gaan laaste uit die Jordaan, en dis waar die verbondsark simbolies was. Kinders, onthou baie mooi, die verbondsark van die Here is 'n kus met die getuienis van die verlossing uit Egipte. Die Here se teenwoordigheid word daarin gegee. So, wanneer die kus gedra word, verteenwoordig die priesters God se teenwoordigheid in die midde van Israel. En hoe hulle nou om die stad gaan stap, gaan nou so lyk, in die middel sal die verbondsark wees, met 7 priesters voor die ark, met elkeen 'n ramshoring. Dit beteken is 'n horing wat so gedraai is, en hy het so diep klank. Dit is nie 'n trompet met 'n skerp klank nie, 'n ramshoring het so 'n bietjie van 'n diep klank, en jy hoor hom dreun. Hulle stap voor, en voor hulle is soldate, agter die verbondsark is ook soldate. En so gaan hulle stap om hierdie stad. Kommentare beweer, nie 'n baie groot stad nie baie wyd nie, hoe lank vat dit om die stad te stap? Min of meer so 'n halfuur. So 'n halfuur is nie, binne 'n uur is ons om die stad. Dag 1 breek aan, ons stap om die stad. Niemand praat nie. Al wat jy hoor, is die dreun van die ramshoring. 7 van hulle. En hulle dreun, en ons stap om die stad. Kyk na die prentjie en dink jouself in, hier's 'n inwoner in die stad, jy hoor die geluid van die ramshorings, dalk is daar soldate op die muur, en hulle kyk af en sê, wat maak hierdie mense? Hulle gaan vandag stap. Hulle kan seker nie te gevaarlik wees nie, en hulle stap om die stad, 'n halfuur gaan verby, min of meer, en hulle gaan huis toe. Wat doen hulle? Ons kan maar net gis en raai, wat doen hulle? Hulle stap om die stad en hulle gaan huis toe. Môre is hulle terug. Dis nou dag 2. Selfde groepie mense. Almal is stil, is net die horings wat dreun, terwyl ons om die stad stap. En ons sien hier gaan hulle en dan gaan hulle weer huis toe. Dit gebeur vir 6 dae. Hier kom hulle weer, sou hulle sê op die 3de dag. Hier is hulle alweer vandag, is dag 5. Hier is hulle weer, dag 6. En elke dag stap hulle eenmaal om. Die horings dreun. En dan gaan hulle huis toe, waar ook al die huis is, hulle gaan terug na die kamp toe. En die 7de dag breek aan. Hulle sê nie wat 'n dag van die week is, dit is nie, maar dit is 'n 7de dag van loop om die stad. Maar vandag is hulle vroeg hier, en hulle begin. En elke dag was so 'n kort stappie, en dan is hulle weg. Vandag stap hulle. Hulle stap nog steeds. Hulle stap nog steeds. Hulle stap nog steeds. Ek wonder wat gaan met hierdie mense aan vandag. Vandag bly hulle net loop, en hulle is nog doodstil. Jy hoor net hierdie horings dreun. En daar hoor ons hierdie lang gedreun van die horings wat blaas. En toe hoor ons 'n geskreeu. 'n klipharde geskreeu. En wat gaan hier aan? Op die plek val die mure in mekaar. Daar was nie een klip wat die muur getref het nie.
Daar was nie een ander toestel wat gebruik was om groot klippe teen die muur te gooi nie. Hierdie muur val eenvoudig net in mekaar en oral reg rondom die stad is dit oop. Hier is 'n huis in die muur en daar is dit nie stikkend nie. En Josua laat weet, manne wat kom verspied het, julle weet wat om nou te doen. Daar by die merk is, die rooi tou hang nog, julle weet waar. Gaan haal die wat daar behoue gebly het. Gaan haal wie daar behoue gebly het. Vir die res van die stad is dit angswekkend. Want na hierdie geskreeu het ons die eerste gille begin hoor. En dood, die eerste huis, die volgende huis, die volgende huis, man, vrou, kind, dier, almal word uitgewis. Die verskriklikste dag vir Jerigo het aangebreek en daar kom die rook op uit die stad soos dit in die brand gesteek word en dit word vernietig. Maar uit die huis van Rahab kom pa, ma, broers, familie en hulle word buite die stad geneem. Hoe dit gebeur? Hoe dit gebeur dat jy om die stad stap, jy sê nie 'n woord nie, maar jy skree op die oomblik wanneer daar 'n teken gegee word en dan gebeur daar goed met jou stem. Of was dit nie jou stem nie? Is dit dalk die golwe van die frekwensies? Is dit dalk die diep klank van die horings wat blaas? Of is dit God wat op sy unieke wyse sonder die hulp van enige mens 'n stad se mure verbrokkel en dit wegvee en sy oordeel laat neerreën op 'n stad van ongeloof? Want hier moet ons die voorskou sien. Wanneer die stad se mure die verskansing teen die vyande van die wêreld daar buite is ons veilig want ons het die mure daarom en ons het hierdie hekke daarom baie mooi toegesluit. Hier kan niemand inkom nie. En wat is hierdie mensies wat net so heen en weer stap hier om die stad? Hulle sal nie hier inkom nie. En hulle is swak en broos. Ons is veilig in die stad. Maar as die Here besluit het, dis so dag, is daar nie 'n stad nie. Daar is nie 'n muur nie. Daar is nie vyande van Israel nie, want God is in beheer. En is hierdie kragtige gebeurtenis wat die Here God Almagtig aan ons openbaar as 'n voorskou. Want die kerk van die Ou Testament is Israel. Want hulle dra die saad van die evangelie deur die geslag van Juda tot by die Messias. En dit moes so wees. Daarom Rahab in die geslagsregister van Jesus. Rahab in die geslagsregister van Jesus. Ons gaan nie by Jerigo verby sonder om te verstaan die genade in Christus Jesus is die vertoonvenster van Jerigo. Maar wie het Jerigo verslaan? Was dit die magtige Josua? Nee. Was dit die betroubare priesters? Nee. Was dit die forste stemme van die volk wat daarom hard genoeg geskreeu het? Nee. Dit was die Here en die Here alleen. Want toe die muur val en die banvloek tref, het die oordeelsdag vir daardie stad gekom, soos die Here dit reeds vooraf bepaal het, toe hy gesê het op 'n stadium,
Die sondes van die Amorite is nog nie vol nie. En daarmee was bedoel, die sondes van die inwoners van Kanaan is nog nie vol nie. Daar is nog plek vir genade. Daar's nog tyd van genade. En honderde jare gaan verby. En dan kom die dag van Jerigo. En dan is dit op een dag, na 7 maal om die stad, na 7 priesters se blaas op die basuine, ramshorings in hierdie geval. Die geskreeu van krygsgeskreeu en die oorwinning deur God. En dis hoe Openbaring dit lees. Wanneer ons hierdie sien, sien ons die laaste dag. Maar ons sien hom net in deel. Ons sien die laaste dag net in deel. Ons sien genade vir 'n oorblyfsel. En ons sien die hele Israel is nie vernietig nie. Al die stede in Kanaan is nie vernietig nie. Al die mense in Israel is nie doodgemaak nie. Daar is nog in Kanaan, daar's nog mense in Kanaan wat nog lewe. En Rahab met haar huis is gered. Daar is genade. Maar vir die res van die stad is daar nie hoop nie. Wanneer jy die bladsye van Openbaring lees, wanneer jy Matteus 24:25 lees in enige plek waar die profetiese rede opgeteken is, wanneer jy 'n brief soos 2 Petrus lees in die blaai na hoofstuk 3, wanneer ons ander gedeeltes van die skrif lees en ons hoor die genade van God, maar die sekerheid van die wederkoms. Die genade van God, maar die sekerheid van die wederkoms. Dan hoor ons, God is getrou. En die wêreld met die boosheid wat om ons is daar, maar die tyd raak min. Jy kan die hek maar sluit. Jy kan die muur maar oprig. Jy kan nie vlug van die oordeelsdag van die Here nie. Lees maar aan die einde van Openbaring 6. Hoe kan jy vlug na die berge? Waar gaan jy wegkruip? As die konings en die vorste en almal wat daar is, Openbaring 6 vanaf vers 15, is almal wat vlug sê, berge val op ons, van wie kan bly staan? Dan is daar niemand wat bly staan, behalwe hulle, wie se naam geskryf is in die boek van die lewe. Daar is niemand anders wat bly staan, behalwe die kinders van God. En hier is hulle buite die mure van die stad. Hier is hulle in die hand van die Here. Hier is hulle veilig. En geliefdes, hierin is die troos. Wie vernietig Jerigo? Wie oorwin Jerigo? Dis nie Josua nie. Dis die Here self. Dis nie die priesters en hulle wonderlike blaas vermoë nie. Dis die Here self. Dis geen ander mens aan wie ons dit kan toedig nie. Dis die Here self. En wanneer hierdie wêreld waarin ons leef na ons toe kom met vyandskap, met krisis, met dreigement, met wat ook al, is die saak van Jerigo dat die Here die tyd laat uitloop het waar. Die Here se tyd is vas. As die leeroowerste sê ek is vandag hier, dan is die tyd vas. Die Here het klaar die afspraak gemaak. Jerigo se tyd's om. Want die Here het besluit. Josua, ons gaan stap. Jy gaan dit vir 6 dae doen. Kort stappie. Dag 7, lang stappie. Skreeu. Gaan in. Die Here oorwin. Geliefdes, ons stap elke dag ons kort stappie. Ons stap elke dag ons kort stappie. Is dit nog nie die laaste stappie nie? En wanneer die boosheid in hierdie wêreld, weet die tyd raak min. Die Satan is baie bewus hiervan. Die tyd raak baie min. En ons is nie die eerste geslag wat dit sê nie. Met ander woorde, ons is nie die eerste mense wat leef wat dit sê nie, want die woord is waar vanaf die hemelvaart van ons Here Jesus tot aan die einde. Wanneer die boosheid weet die tyd raak min,
het u en ek net een troos. Maak nie saak deur wat ons moet gaan nie, ons sal daar deurkom. Maak nie saak hoe die wêreld omgegooi word in elke taal en volk en nasie. Want in elke bevolkingsgroep reg oor hierdie wêreld is daar benoudheid. In elke deel van die wêreld is daar benoudheid. Dis dalk nie vandag nie, maar dis dalk môre. Waar is die Here? Waar is die Here? Ons sal ook stap na die stad toe en sê, is hy vir ons of teen ons? En as hy vir ons sê, trek jou skoene uit. Trek jou skoene uit. God is hier teenwoordig. Sal ons hom glo? Sal ons geheilig aanmeld vir die stap? Sal ons afgesonder aanmeld vir die stap? Want dis al wat ons het om te doen. Ons het nie militêre vernuf nodig nie. Die Here het klaar die stad oorwin. Ons het net die Here nodig. En dis in hierdie gesindheid wat u en ek een belydenis aanvoer. God vernietig Jerigo. So vernietig God dit wat in sy pad is. Wat hom nie eer nie. En dis 'n wie. Wie hom nie eer nie. Wat sy kinders, en dit is sy kerk, soos die Nuwe Testament dit stel, lees veral Openbaring 11. Veral hulle wat die kinders van die Here Jesus vervolg. Weet dit, ons as kerk van Jesus Christus stap in hierdie wêreld net een pad. En vandag is ons stap hier om die stad, waar daai stad ook al is. Die Here sal besluit wanneer is ons laaste dag van stap. Ons is nog nie daar nie. Mag die Here ons lei om te weet ek as kind het 'n plek om te gaan stap. Ek as volwassene, ek as ouer het 'n plek om te gaan stap. En ek stap nie alleen nie. Die Here is met ons. Luister na die gedreun. Luister na die gedreun. Hoor hierdie ramshoring. Niemand praat nie, ons luister net. Dis die priesters wat laat weet God is met ons. Weet dit. Waar ons ook al mag gaan. Aan hom die eer vir die oorwinning. Ons lees in Romeine 8 dat die apostel skryf ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons die krag gee. En die woordjie meer as oorwinnaars het iemand verduidelik en ek het dit baie geniet. 'n Bokser is in 'n geveg. Maar hy's getroud. En sy vrou aanskou hierdie man se moedige poging om hierdie geveg te wen. En terwyl hy boks, gaan dit swaar, maar as hy gewen het, dan is die oorwinning syne. En op hierdie dag het dit 'n beloning met geldjie. En as hy sy vrou raak sien, en met haar praat en hy gee vir haar hierdie beloningsprys, dan het hy gewen. Hy is oorwinnaar. Sy wat nie in die kruit geklim het nie, is meer as oorwinnaar. In Christus Jesus is ons meer as oorwinnaar. Deur hom wat ons die krag gee. Aan hom die eer. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, waar ons in 'n wêreld moet veg en die stryd moet aanvoer as kinders van U, is die kerk se taak op aarde een van beweeg en volëindig. En Here, ons moedige pogings skiet ver te kort met die kragte wat ons eintlik maar het. En daarom is ons dankbaar dat U die krag gee. U ons 'n plek gee. U ons die ruimte gee
om elke dag, hoe langer hoe meer, in ons huis, aan ons kinders, aan ons kleinkinders, te vertel waar ons trek, en hoekom ons stap vandag. Want dis U wat ons laat stap, en nog stap. Dis U wat die stemme laat bulder, van oorwinning. Dankie Here, vir wat U doen, en hoe U dit doen. Aan U kom toe die eer, die lof en die dank. In Christus Jesus naam. Amen.